Goeienaand broers en susters en welkom by vanaand se biduur. Voor ons begin, gaan ek net vra dat julle asseblief die oë sluit. Laat ons gou open met gebed. Baie dankie. Ons Hemelsalmagtige Vader, Jehova, dankie vir al die seëninge wat ons het. Dankie vir u liefde en u genade en dat u elke liewe dag ons deur alles dra. Vader, dankie dat ons altyd op u kan vertrou en dat ons kan weet dat u is die almagtige God van die verlede, van die hede en van die toekoms. En dat ons niks ooit het om te vrees nie en dat ons net altyd ons lewens en ons elke dag se omgaan in u hande moet plaas. Vader, ons moet so hard werk eintlik aan daai vertroue. Maar dankie dat u nooit opgee op ons nie, dat u ons altyd al dra, al mis ons soms om te vra. Vader, wees asseblief met hierdie boodskap wat nou gaan uitgaan en mag dit 'n boodskap wees wat u wil hê met harte moet spreek. Ek bid dit in die heilige groot naam van Jesus. Amen. So, ek het gedink om met julle 'n bietjie te praat oor iets wat redelik baie vandag gebruik word en op almal se tonge is en iets wat baie mense oor onseker is en dit bring ook maar baie vrees soms op, maar is ook so vreeslik interessant en dit is die hele kunsmatige intelligensie gesprek. So, ek dink ek het al 'n paar gesprekke gehoor of waar dit baie negatief na gekyk word en ek heeltemal kan verstaan hoekom. So, as ek by die werk kom byvoorbeeld, dan gebruik ons hierdie kunsmatige intelligensie nogal gereeld. Dis 'n baie groot gesprek in die industrie waarin ek werk. Al die produkte waarmee ons werk het dit deesdae ingebou. En ek moet sê ek gebruik dit eintlik op 'n daaglikse basis om baie dinge in my lewe vir myself baie makliker te maak. So dis eintlik soms fantasties om te sien wat wat jy in staat is om te kan uitrig met hierdie tegnologie. Maar iets wat belangrik is en iets wat ons ook altyd van praat wanneer ons dan nou in die bedryf daarna verwys, is baie gesentreer op dat dit wat jy insit, gaan bepaal wat jy uitkry. So, die kunsmatige intelligensie, ek dink word baie keer gesien of deur mense verstaan dat dit iets is wat vir homself kan dink. En dit is eintlik nie. Hy is baie verskriklik slim en hy kan baie kere baie beter modelle bou as wat ons mense kan teen 'n verskriklike goeie spoed. Maar hy kan eintlik net werk gebaseer op dit wat hy gevoer word. Reg? En ek het daaraan gedink en ek dink ek weet in ons lewens is dit eintlik presies dieselfde. Weet, as ons waarmee ook al ons onsself besig hou of dit wat ons in ons lewens inbring, gaan op die einde van die dag 'n invloed hê op die uitsette of wat om ons lewens dan aangaan. So as ek die hele tyd besig is met negatiewe gedagtes of negatiewe praat, en of ek hou myself besig om enigiets te doen wat enige iemand anders negatief beïnvloed byvoorbeeld, en daai klas van dinge, dan is dit hoe my lewe gaan lyk om my, en ek gaan so as ons onsself besig hou met slegte gewoontes, of ons nie onsself besig hou met dit wat goed is vir ons, met die goeie gesondheid, die goeie gewoontes, goeie verhoudings ensovoorts nie, dan gaan ons op die einde van die dag in 'n plek opeindig waar ons uitsette ook nie goed gaan wees nie. Net soos wat die kunsmatige intelligensie maar werk. So,
hierdie model werk net op 'n ontsaglike hoeveelheid data wat ingevoer word. En as jy vir hom byvoorbeeld 1000 haatspraakartikels gaan invoer, dan is dit wat hy gaan produseer op die einde van die dag. En soos ek sê, dit is eintlik maar dieselfde met ons gedagtes en met ons harte. En as ek die hele tyd myself gaan besig hou met dinge daar buite in die wêreld wat te doen het, byvoorbeeld met haatspraak ensovoorts, dan is dit wat later in my gedagtes deel dit gaan bly, dit is hoe ek gaan begin praat, ek gaan my keuses rondom dit begin vorm. So, kunsmatige intelligensie kan nie 'n uitset gee van iets wat nie binne in sy datastel is nie. En is eintlik maar dieselfde vir ons. Niemand van ons gee 'n uitset as dit nie iets is wat nie in ons datastelle is, gebaseer op ons verlede, hoe ons grootgemaak is, alles waaraan ons blootgestel is, die omgewing wat ons onsself in bevind in enige spesifieke tyd, dit wat ons kies om onsself mee besig te hou, dit wat ons kyk, dit waarna ons luister, die gesprekke wat ons voer. So, al daai goeders vorm ons datastel, en dit is wat op die einde van die dag gaan bepaal wat ons uitsette ook is. So, ons kunsmatige intelligensie is eintlik maar gebaseer op ons en ons intelligensie en ons brein ook. So, wanneer ons die hele tyd na angstige dinge kyk ensovoorts, dan mag ons ook begin angs ervaar en paniek. Wanneer ons onsself vergelyk op sosiale media met ander mense, dan mag 'n mens dalk vind dat jy gevoelens het van jaloesie of ontevredenheid oor jou eie lewe. Maar wanneer ons onsself die heeltyd gaan omring met God se woord en sy liefde, lofprysing vir hom, dankbaarheid teenoor hom, dan ek dink ons almal kan sê ons het al ervaar wat se vrede dit vir 'n mens kan bring. Selfs in soms van die hartseerste moeilike tye, waar jy nog steeds hartseer en pyn ervaar, maar saam met dit kan 'n mens 'n vrede ervaar wat 'n mens sukkel om te verduidelik of enigiemand anders kan sê. En so in Galasiërs 6 vers 7 lees ons, dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want wat 'n mens saai, sal hy ook maai. So God het al van die begin af geweet, dat dit is, ek dink as, die oomblik as ons fokus van God afhaal, dan kan ons sien, wat die nagevolge daarvan onmiddellik is. Toe Eva haar fokus van God afvat, in steede van op hom te fokus, toe kon die slang haar verlei. Toe Petrus sy oë van Jesus afhaal, toe kan hy nie meer op die water loop nie. So, wat jy saai is die inset, en wat jy maai is die uitset. Mens plant nie 'n appelkoospit, en dan dink jy daar gaan 'n piesang opkom nie. So kan ons ook nie dan ure spandeer om negatief te wees, ensovoorts, en dan verwag om 'n vreugdevolle oes te ontvang in ons lewens nie. In Spreuke 23 vers 7 staan daar, want soos hy in sy siel dink, so is hy. En so ek dink is belangrik dat ons bietjie gedagte ook daarin sit, of onsself net weer herinner aan die feit dat dit belangrik is vir ons om te besef, of om weer te dink, waarmee hou ek myself besig, waarmee omring ek myself, en is ek besig om regtig Jesus deel te maak van my gedagtegang die hele tyd, en van my lewe elke dag, ensovoorts. So, waarmee ek julle dan nou wil laat, is om te sê, onthou dat mens, elke dag nie begin om te dink aan die nuusgebeure daar buite, of wat die mense doen, of die verwoesting wat daar is, of enigiets van die aard nie, maar om jou dag te begin net met Jesus en te sê, ek vertrou en wat ook al mag gebeur, is alles, hy is in beheer van alles, ons plaas alles in sy hande, en ons weet dat hierdie lewe net 'n tydelike plek is, en dat ons nie moet fokus of bekommerd moet wees oor
alles van nou nie. En dat ons weet ons het daai hoop. En terwyl ons besig is daarmee dan te sê, waarna luister ek, waarna kyk ek, waarmee hou ek myself besig, wanneer ek gesels, kla ek net altyd, ek skinnerak, byvoorbeeld, is daar bitterheid in my, en dra ek daai bitterheid oor aan ander mense, in my gesprekke, of dra ek blydskap en vrede en mooi dinge oor. So, ja, ek dink dit is eintlik maar wat ek wil sê, ekskuus vir dit. So ja, moenie laat die wêreld se rommeldata jou stelsel oorneem nie, want ons is nie net masjiene nie, ons is kinders van die allerhoogste en ons is geroep om in oorvloed sy heerlikheid aan almal te gaan verklaar. So, kom ons sluit asseblief ons oë weer vir die slotgebed. Liewe Heer, Jesus, dankie dat ons weet dat wanneer ons in enige tyd, enige negativiteit ervaar, dat ons net altyd na U woord toe kan gaan, Vader. Dat ons kan weet dat U het alreeds hierdie wêreld oorwin. En dankie dat ons kan weet dat wanneer ons insette alles van U afkom en van U woord afkom, dan kan ons nie rommel uitsette hê nie, want alles is gebaseer op U volmaakte liefde en alles wat in U voorbeeld en U karakter. Vader, mag ons elke dag onthou dat ons insette van U af moet kry, van U voorbeeld, en dat ons insette in ons lewens Jesus moet wees, sodat dit ook dan weer ons uitset kan wees. Vader, mag ons aan dit dink die hele tyd, en mag ons elke dag ons beste gee om U karakter na te boots. Dankie vir U vergifnis, dankie vir U liefde, dankie vir U genade, dankie dat U wel geduldig is, maar dat U ook nie slymer en slaap nie. Ons vertrou op U, ons het al ons hoop in U, en ons is so lief vir U, en ons kan nie wag vir U om terug te kom nie. Ons bid dit in die heilige grote naam van Jesus Christus. Amen. Baie dankie almal, en ek hoop julle almal sal 'n besonderse geseënde res van die week ook hê. Totsiens.